Op Dinsdag 28 April is ons tema van vanoggend vrede in die midde van vrees. Die teks kom uit Johannes 14 vers 27, waar Jesus die volgende sê: vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek aan julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Daarom moet julle nie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. So, vrede wat groter is as ons vrees. Ek het die afgelope tyd met die realiteit van oorlog in die ooste bewus geraak van 'n skietstilstand wat poog om tyd te koop om dan vrede te bewerkstellig. Dan is daar vrede samesprekinge. Die vrede se inhoud is die van tydelike afwesigheid van geweld, sodat nasies dan onder mekaar kan onderhandel. En die aard van hierdie onderhandel is dan nie veel anders as die storie op die slagveld nie. Elkeen wil uit die onderhandeling uit meer uitkry. Mense bly vyande, en die oplossing wat gesoek word, wat elke nasie sy eie belange bevorder. Hierdie is mos dan nie vrede nie. Hoe kan ons daaroor praat as vrede? En al sou daar vandag gesprekke gevoer word, wat 'n oorlog tussen Amerika en Iran en Israel en Iran en Rusland en Oekraïne beëindig, beteken dit vrede? Nee. Hierdie selfde geld ook vir die konflik waar ons persoonlik vasgevang sit. Ophou beklei beteken nie vrede nie. Die vrede waaroor ons teks praat, dring op 'n ander manier tot ons deur, as die onderhandelinge wat ons maak. Dit verkondig nie net 'n skietstilstand nie, maar bring ons in die grens om iets anders te kan doen, om te versoen, wat ons juis dikwels nie bereid is om te doen nie. En in daai onderhandelinge kry ons nooit vrede nie, want daar's nooit versoening nie. Lees net weer wat Paulus in 2 Korintiërs 5 hieroor sê. Hy sê, en dit gaan oor wat vir ons maak dat ons dieper kan gaan. Die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat een vir almal gesterf het. En hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het, en uit die dood uit opgewek is. 2 Korintiërs 5 vers 14 en 15. En dan volg daai belangrike teks mos in vers 16, wat ons denkwyses relativeer om te sê, okay, as gevolg hiervan, beoordeel ons dus nou niemand meer volgens menslike maatstaf nie. Hoekom sal ons dus bang wees, as die Here ons in konflik en oorlog by 'n plek uitbring, waar hy ons in staat stel, om te kan versoen, en vrede te kan bewerk. Kom ons bid saam. Here, U praat vandag met ons oor 'n vrede wat baie anders is as die wat ons in die wêreld ken, met onderhandelinge en skietstilstand. En tog kyk ons na 'n wêreld vol oorlog en spanning, na gebroke verhoudinge en verdeeldheid, en ons wonder, is hierdie vrede werklik moontlik hier? Ons kyk nie net ver waar die oorlog woed nie. Ons word ook hier by ons bewus. Here, leer ons om U vrede ernstig op te neem. Nie as 'n idee nie, maar 'n werklikheid wat U bring. 'n Werklikheid wat ons dring, juis wanneer daar chaos is. Wanneer ons teenoor mense staan in konflik en beklei. En dan bly U vrede in ander teenwoordigheid. Vorm my om 'n draer daarvan te kan wees. Nie deur konflik te ontken nie, maar anders daarin te staan, met nederigheid en waarheid en genade. En help my, Here, om nie moed te verloor nie, maar te glo dat U vrede werklike ruimtes kan maak in harte van mense, waar versoening gebring kan word, en waar mense regtig verander kan word. En ek ontvang vandag weer U vrede, Here, en vra dat dit deur my lewe sal vloei na 'n wêreld wat dit so dringend nodig het. Amen.